Gemeente, wanneer ons stil raak vandag, dan raak ons stil by 1 Tessalonisense 5, en ons gaan daar saam lees van vers 16 tot 24, veral met die klem op vers 23. En ons dink na oor die vrede wat ons vandag in deel, die Here vir ons gegee het, om onsself geheel en al vir hom te gee, en dan kom herinner ons onsself ook dat Jesus Christus met ons is. So nadat ons hierdie gedeelte saam gelees het, gaan ons 'n oomblik van stilte neem, waar ons kan reflekteer oor ons eie verhouding met die Here. En dit is my hoop dat jy vandag reflekteer oor ons eie verhouding met die Here. En dit is my hoop dat jy vandag ook, nie net deur die erediens nie, maar ook deur die gebruik van die nagmaal, weer in jou eie verhouding met die Here versterk sal word. 1 Tessalonisense 5 lees soos volg. Gemeelei, bid gedurig, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie, moenie profeseë geringskat nie, maar toets dit alles, weg van alles wat sleg is. Mag God, wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak, en julle geheel en al na gees, siel en liggaam, so bewaar dat julle onberisplik sal wees, wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. En dit beloof hy vir ons, hy sal dit ook doen, want hy wat julle geroep het, is getrou. Kom ons neem 'n oomblik van stille refleksie, en dan vra ons die Here om ons en ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons 'n oomblik van stilte kan ingaan, om tot bedaring te kom voor U, om ons gedagtes, ons vrese dalk, ons bekommernisse, ons onsekerhede dalk, ons bekommernisse, ons onsekerhede, by U kruis te kom neerplaas. Dat ons net by U voete kan wees, dat ons kan ervaar hoe U ons aanraak, ons omvou, en hoe U vrede neerdal op ons. In die eerste plek hier, omdat ons aan U wil raak. Ons wil in verbinding met U kom. Ons wil U hoor. Ons wil U voel. Vader, ons wil U sien in die gemeenskap wat ons het met mekaar. Ons wil U sien in die gemeenskap wat ons het met mekaar. Here, U het beloof om ons nooit te los nie. Here, U het die Gees gestuur. En U woon nou in ons. Ek bid, Here Jesus, dat ons sal hoor wat U vir ons daardeur wil sê, dat ons dit vir onsself sal toeëien, en dat ons ons identiteit in U sal herbevestig. 'n Identiteit gebou op die gebeure van opstanding Sondag. 'n Belydenis wat sê Sondag. 'n Belydenis wat sê, U het opgestaan. Waarlik, U het opgestaan. Ontvang daarom ons gebede, ontvang ons lofliedere, Here, en ontvang ons hele wese as 'n offer. Gemeente in die vroeë kerk het hulle mekaar gegroet op opstanding Sondag met die woorde: Die Here het opgestaan. Waarlik, die Here het opgestaan. Hy het opgestaan vanuit die dood, bose, en daardeur het hy ons elkeen vrygemaak om in hierdie lewe in te gaan en om te deel in sy genade. Ontvang daarom daardie woorde daarom vandag, maak dit deel van jou lewe en antwoord daarop. Wanneer ons saam bid, saam ons lof, antwoord daarop. Wanneer ons saam bid, saam ons lofliedere bring, as ook deel in die nagmaal. Gemeente, as jy jou Bybel byderhand het, wil ek jou graag uitnooi om vir my oop te maak in die boek Matteus in die 28ste hoofstuk, en ons gaan daar saam lees van vers 1 tot 10.
Geskryf is in die Nuwe Testament, Lukas, Markus en Johannes, wat saam met Matteus ook getuig van die lewe, die opoffering van Jesus Christus, as ook sy bediening hier op aarde. Elke evangelie wat geskryf is, word geskryf met 'n ander fokus in oog. Dit is geskryf vir verskillende kontekste, maar dit is geskryf om ons te herinner dat Jesus se bediening hier op aarde vir ons elkeen wat hier is vandag, elkeen wat reeds geleef het en elkeen wat nog kom, 'n verskil maak. Dit raak ons, dit dryf ons en dit neem ons in die toekoms in. Vanoggend raak ons, dit dryf ons en dit neem ons in die toekoms in. Vanoggend wanneer ons reflekteer oor die woorde in Matteus 28, wil ek jou uitnooi, dalk in jou stilte tyd om hierdie teks te gaan vergelyk met die ander evangelies, en om te kan sien hoekom Matteus 'n paar goed geskryf het wat nie in die ander evangelies is nie. In hierdie woorde is 'n besonderse boodskap vir ons elkeen. Die boodskap wat gepaard gaan met opstanding Sondag. Ons lees saam van 'n vers 1. Na die Sabbatdag, toe dit Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria, skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan en die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue, moenie bang wees nie, ek weet julle soek na Jesus wat gekruisig is, maar hy is nie hier nie, soos hy gesê het. Kom nader en kyk. Daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir die disippels, hy is uit die dood uit opgewek, en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien, Galilea toe. Daar sal julle hom sien, soos hy reeds geprofeteer het. Dit is wat ek vir julle moet sê, en hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang, maar bly. En hulle het toe gehardloop om dit aan die disippels te vertel. En skielik het hulle gegroet. Hulle het toe nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. En toe sê Jesus vir hulle, moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien. Praat, mag hy dit vir ons oopbreek en mag ons iets van die besonderse boodskap van opstanding Sondag verstaan en ook gaan uitleef waar ons kom. Maar voordat ons die woord oopbreek, kom ons bid saam. Here Jesus Christus, ons wil vanoggend net 'n oomblik neem om diep na te dink oor die historiese gebeurtenisse wat gepaard gegaan het met u lewe, met die sterwe en met die opstanding. En ons wil vir 'n oomblik net daar staan by die leë graf. Met oë gesluit bid ons, Here Jesus, dat u ons sal help om te kan sien. Te kan sien wat die vroeë disippels, die vroeë kerk ook gesien het. U het opgestaan. En daardeur het u bely, u is die koning. Bely, u is die koning. U is die Here oor lewe, dood, sonde, die duiwel. En u konings heerskappy is op pad. Die dag sal kom waar u terugkeer na ons elkeen hier op aarde. Sy het alles nuut te maak, om die trane af te droog van ons elkeen, en om ons koning te wees vir ewig. Vader, ons kyk met afwagting na die toekoms. Ons wag op die koms, Here Jesus, en ons getuig. U sal ons getuig. U sal terugkeer. Vanoggend wanneer ons stil staan by die gebeure van opstanding Sondag, mag dit ons elkeen opnuut raak, want dit het plaasgevind vir ons elkeen. U het opgestaan nie vir uself nie,
ons kan weet, ons kan U vertrou. En mag dit ook so wees dat ons daardie woorde aanhoor, maar vandag diep bære in ons harte, sodat ons daarop kan staan wanneer ons hier vandaan af gaan en dit kan verkondig vir 'n wêreld wat dit nodig het. Weereens ook innig lief. Daarom verheerlik ons U naam. Amen. Gemeente, een van die grootste vraagstukke wat deur die eeue gevra is, en wat nog steeds 'n brandpunt vraagstuk binne in die kerk is van ons brandpunt vraagstuk binne in die kerk is van ons Here Jesus Christus, is: het Jesus Christus waarlik opgestaan vanuit die dood? Wanneer daar nie beendere is nie, wanneer daar nie 'n graf is waarheen ons kan gaan om te gaan kyk waar sy liggaam lê nie, hoe kan 'n graf is waarheen ons kan gaan om te gaan kyk waar sy liggaam lê nie? Hoe kan ons seker wees Jesus Christus het opgestaan? Dan nog meer, as ons nie seker is Jesus Christus het fisies opgestaan nie, waarom sal ons hierdie dag dan herdenk? Het dit vir ons enige waarde? Ek hoop dat in hierdie tyd, wanneer ons praat oor Jesus se opstanding, dat ons heelhartig sal bely soos gelowiges, ja, ons glo, ja, dit maak 'n verskil, nie net vir die wêreld nie, maar vir my. Want jy sien, as Jesus Christus nie opgestaan het vanuit die dood uit nie, was sy woorde mooi gedagtes soos die profeet Jesaja sin dalk, Sagaria sin dalk, Amos sin dalk, maar dit was net woorde. Deur vandag te verklaar Jesus Christus het opgestaan vanuit die dood uit, kom sê ons aansienlik meer as net dat Jesus gesterf het, histories, dat Jesus gesterf het, histories, dat hy kruis toe gegaan het vir ons elkeen, histories, en dat hy op die Sondagoggend opgestaan het. Vandag kom sluit ons aan by grootdenkers. Martin Luther het gesê, deur die opstanding is dit die eeuoue oorlog. Jesus Christus het finaal die dood oorwin, daarmee saam die sonde en die duiwel. Johannes Calvin, die vader van die gereformeerde teologie, het gesê, die opstanding is die bewys dat Jesus se offer om die sondeskuld te betaal, die profete gesê, reeds ook, wanneer ons die psalms lees, die finale lam is vir ons geoffer. Die liggaam van Christus is gebreek, die bloed het gevloei, net soos 'n lam geoffer is, het Jesus Christus homself geoffer. Hoekom? Sodat die sondeskuld wat soos aan ons vasklee, van ons af kan wegval, en dat ons in verhouding met hom kan staan. En dan het Karel Barth ongelooflike mooi woorde geskryf en gesê, voor Jesus Christus gekom het, het daar 'n groot oordeel op ons elkeen gerus. Die oordeel wat gepaard ons nie die ewige lewe sou kon beerwe nie, dat ons nie in die teenwoordigheid van God kon ingaan nie, omdat ons die sonde saam met ons gedra het. Maar hoor hoe mooi is dit toe Karel Barth geskryf het, met Jesus se opstanding het hy daai oordeel 'n gesig gegee en 'n nuwe karakter. En daardie oordeel bedien nie, maar omdat hy ons innig lief het. Dis diep woorde wat ons vanuit teoloë uitleer. Maar as ons na die evangelie toe gaan, die evangelie van Matteus, dan kom leer ons 4 besonderse boodskappe of 4 besonderse gedagtes wat aansluit oor hoekom opstandingssondag belangrik is. As jy Matteus wil verstaan, moet jy kategese gaan loop. En moet jy gaan verstaan hoekom jy kategese geloop het as 'n jong persoon na die geloofsbelydenis toe, op die ouderdom van 17. Dit was 'n skoling gewees in die geloof. Gelowiges wat tot bekering gekom het, is gedoop, en hulle moes deur 'n proses van kategese gaan, sodat hulle kon aansluit by die kerk. Matteus se weergawe, die evangelie wat hy geskryf het, is juis om ons te onderrig. En veral in Matteus 28 kom onderrig hy ons met 4 kerngedagtes wat ons moet onthou op opstanding Sondag. Ons het saam gelees in vers 2 dat Matteus anders as Lukas of Markus geskryf het van die engel wat op die grafsteen gesit het.
nadat hy die graf self oopgemaak, gevra word waarom. Waarom het die engel afgekom? Waarom sê Matteus die engel het gekom om daardie grafsteen weg te rol? Was dit vir ons die getuienis gewees dat die engel gekom het, die graf oopgemaak het sodat Jesus kon uitgaan? Of het hy die graf oopgemaak sodat ons kon inkom om te kom kyk? Graf oopgemaak sodat ons kon inkom om te kom kyk. Die woorde van die engel was so mooi toe hy gesê het, kom en kom kyk. Die graf is leeg. Gelowiges van die Here Jesus Christus 2000 jaar later, kom en kom kyk, het opgestaan vanuit die dood uit en hy leef. Besonderse woorde wat Matteus skryf om te sê die evangelie, dit wat ons verkondig vandag is 'n oop uitnodiging vir elkeen om te kom kyk. Dit beteken weer eens ook as jy sonde het, as jy vrese het, as jy bekommernisse het, as jy dink jy is nie goed genoeg om in die koninkryk van God in te gaan nie, kom sê die evangelie vir jou, kom en kom kyk. Want die Here Jesus Christus het nie alleen opgestaan vir meneer A of mevrou Y nie, hy het opgestaan vir jou. Hy is mense wat sal kom om te kom kyk, wat sy genade sal toeëien vir homself en wat dit sal neem na die res van die wêreld toe. Daarom in die eenvoud van die woord kom sê ons vir mekaar, ons wat hier sit is ooggetuies. Ooggetuies van die lewende verhouding, lewende getuies daarvan dat ons gesien het dat God se genade deurgebreek het in ons eie lewe, dat die Here ons sondeskuld weggeneem het. Ons is ooggetuies daarvan dat ons die werking van die Heilige Gees binne in ons eie lewe kan sien. Dat ons kan getuig dat ons deur enige fase van ons lewe gaan, want ons word gedra deur die Heilige Gees en ons ontvang sy krag. Ons is ooggetuies daarvan dat die kerk van ons Here Jesus Christus die liggaam is en dat hy gestig is vir 'n wêreld daar buite. As ons ooggetuies vir ander wat twyfel, vir daardie mense wat glo God bestaan nie. Ons is ooggetuienisse van wat gebeur wanneer ons in 'n verhouding met Jesus Christus staan en ons getuig onomwonde, Jesus Christus het opgestaan. Een van die goed wat ek daarvan hou om vir mense te kom sê rondom geloof, is om te sê, daar is 'n paar goed in ons lewe wat ons glo. Goed wat ononderhandelbaar is, goed wat mense nie binne in ons kan verander nie, want dit maak deel van ons. As gelowiges deel van ons. As gelowiges behoort hierdie dieselfde te wees. As iemand vir jou 'n reeks, 'n klomp lompsom geld sou gee om te bely Christus leef nie. As daar mense is wat vir jou deur mooi feite of mooi benaderings die skrif wil verdraai om te sê me onthou, of mooi benaderings die skrif wil verdraai om te sê me onthou, dis 'n historiese gebeurtenis, ons moet dit geestelik gaan ervaar, dit beteken nie regtig enigiets vir ons nie, dis meer 'n spirituele ding wat ons moet verklaar, dan kom ons onomwonde en ons sê, dit kan nie. Deel in die genade van God die Vader. Wanneer ons daagliks ons oë kan oopmaak en die lewe kan proe. Wanneer ons kan weet ons is geplant. Dat ons reeds voor die skepping op die naam genoem is, op sy handpalm geskryf is en in die wêreld ingebring het toe hy ons gevorm het in die geheime plek van die moederskoot. Hoe wil jy vir my sê, Jesus Christus het nie opgestaan vanuit die dood uit nie? Want daai Here Jesus Christus leef in my, en ek sien hom daadwerklik vandag. Matteus sê, onthou kerk, jy is 'n ooggetuie. 'n Ooggetuie wat gekies het om te kom kyk. Maar dit maak jou nie alleen iemand wat net gesien het nie. Jy is ook iemand wat gehoor het oor dit wat die engel gekom bring het, toe hy gesê het, ek het gekom om hierdie woorde vir julle te gee, dis wat vir my gesê is, wat ek vir julle moet sê.
Jesus Christus het gesê, ek gaan opstaan vanuit die dood uit, gaan sê vir my disippels, soos wat ek reeds voor my sterwe vir hulle gesê het, ek gaan julle vooruit na Galilea. Want die engel probeer vir ons in die tweede plek die boodskap uitlig wat ons daagliks kies om te glo. As Jesus Christus getrou was tot in die dood, omdat hy ons lief het, as sy woorde wat hy getuig het, die profesie vir die disippels waar was, dat hy juis Galilea toe gegaan het, soos hy gesê het, hoe kan dit wees? Wanneer God vir jou sê, my kind, jy gaan dit maak. Hoe kan dit wees wanneer die Here vir jou sê, my kind, jy is geseënd? Dat hy nie daardie my kind, jy is geseënd, dat hy nie daardie woorde sal vervul nie. Jy sien, dit is waarom ons week na week stil word. En waarom ons sê, Gees van God, ons is hier om te kom luister. Die prediker, ongeag van wie hy is, vergeet van my, enige prediker wat in jou werk, is nutteloos. Want het sal woorde wees, net dit. Maar jy sien, die engel het gekom, op aandring van Jesus Christus, en hy het gesê, kom hoor wat ek vir julle sê, en wag nog meer. Kom hoor wat ek vir julle gaan kom, wanneer Jesus Christus voor julle verstaan, en julle sal het self van hom afhoor. Kom ons maak dit bietjie meer simbolies van aard af, om dit prakties toe te voeg in ons lewe. Waarom lees jy die Bybel? Waarom lees ek die Bybel? Is dit om mooi woorde te hoor, die Bybel? Is dit om mooi woorde te hoor? Of is dit al daadwerklik beloftes te gaan soek, wat ons kan toevoeg in ons eie lewe, wat ons kan van getuig om te sê, dit wat daar staan, is waar. Ek het nie nodig om die bevestiging te kry van ander mense af nie. Trots. Wanneer Matteus sê, onthou, julle is getuies van dit wat julle gehoor het, dan kom sê hy, julle elkeen het 'n boodskap. Ek het ook 'n boodskap wat ek moet gaan verkondig. Wat het jy gehoor? Ek glo onomwonde dat die Here Jesus Christus op ons eie manier, uniek. Wat sê hy vir jou? Wat hoor jy? Sal jy dit vertel aan die wêreld daar buite? Of los jy dit wat die Here Jesus in jou oor fluister? Die saad wat hy vir jou gee en hy vra, plant dit, los jy dit in die kerk? Net om volgende week terug te kom om weer dit te moet hoor. Matteus sê vir ons, onthou, ons is ooggetuies wat hoor. Maar ons is ook ooggetuies wat hoor en wat weet ons het 'n persoonlike verhouding met die Here. Waarom sê Matteus andersins in vers 10, gaan dan na my broers toe, om vir hulle te sê, ek kom Galilea toe. Die engel het gekom en hy het gesê, Jesus het verkondig, en Jesus het vir hom gesê, sê vir die vroue, sê vir die disippels, dat hy hulle vooruit gaan. Maar hier kom Jesus Christus en hy verskyn persoonlik aan die vroue. En hulle kom persoonlik en hulle raak hom aan en hulle vir julle. Moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, ek is op pad. As 'n mens die grondteks bietjie gaan bestudeer, en jy gaan kyk spesifiek na die woorde wat gebruik is, dan kom lees ons dat hierdie woord, hier plant, is uniek so geplant om te sê, kerk van ons Here Jesus Christus, jy behoort 'n persoonlike verhouding met die Here te hê. Nadat hy jou gestuur het met sy woord wat hy vandag vir jou gee, moet jy in ontmoeting kom met die Here soos wat hy dit vir jou sigbaar maak in die wêreld. Stop, wag, neem 'n tree terug. Die Here sê vir jou, kind van God, broer, suster, ek stuur jou in hierdie wêreld in en ek sê vir jou, ek sal jou ontmoet in die werksplek, ek sal jou ontmoet in jou familie, ek sal jou ontmoet in jou vriendekring, ek sal jou ontmoet in jou eie worsteling, wanneer niemand jou sien in die stilte en ek sal vir jou sê, vrede vir jou.
vrede vir jou. Ek en jy ken mekaar. Maar dis hier, waar ek meermale moet terugstaan en gaan diep reflekteer. Want die vraag behoort gevra te wees, ken ek Jesus of weet ek van hom? Ken ek hom persoonlik of weet ek van hom? Die beeld word gebruik van twee persone wat geskei word deur 'n glasvenster. Hulle kan mekaar sien, hulle kan met mekaar praat, maar hulle kan nooit aan mekaar raak nie. Watter effek het dit op die verhouding wat hulle met mekaar het? Dit op die verhouding wat hulle met mekaar het. Jesus sê vir ons dat daai glasvenster verwyder. Simbolies van aard toe hy opgestaan het vanuit die dood uit, sê die tekste, was daar 'n ewige aardbewing. Een van die evangelies sê, die tempel het die skeidingskleed tussen die allerheiligste en die heiligste geskeur. Daardie venster het gebreek en Jesus Christus sê, hier is my hand, jy kan aan hom raak. Wow. Dis 'n hartseer gedagte om te dat Jesus Christus bestaan het, maar hom nooit beleef het in ons eie lewe nie. Dat ons nooit daardie hand wat hy vir ons gegee het, aangegryp het en gesê het, Here, ek voel u, ek hoor u, ek vertrou u en u alleen. Wanneer die wêreld daar buite skree, wanneer die wêreld sê oorweeg, en dit is u alleen wat vir my sê dit gaan werk teenoor 1000 mense wat sê dit gaan nie werk nie, kies ek om vas te hou aan u. Met trane in my oë, met 'n klein geloof, met trane in my oë, met 'n klein geloof, hou ek vas aan u. Daar's eens 'n tyd 'n verhaal wat vertel word van 'n gelowige wat droog gemaak het. En in sy droogmaak het 'n klomp by hom kom staan en vir hom gesê, die Here wil niks met jou te doen hê nie. Want dit wat jy gedoen het, dis onvergeeflik. En daardie gelowige wat voor hulle gekniel het, het gesê, is daar 'n 1% kans dat Jesus my genadig sal wees? Kan dalk 'n 0.9% wees dat Jesus jou genadig sal wees. Ek wil veronderstel in daardie oomblik toe hy daardie woorde moes hoor, moes iets binne in sy hart gesê, dit is genoeg. Dis genoeg vir my om jou te herstel. Want met minder as 1% geloof het ek die bloedvloeiing van die vrou genees. Met minder as 1% geloof het ek die mense wat gekom het en gesê het, Here, laat ek sien, laat sien. Daardie mense wat gesê het met 1% geloof, Here, daardie mense wat gesê het met 1% geloof, Here, dat ek kan loop, het ek laat opstaan. Minder as 1% geloof, waar Jairus gesê het, my dogtertjie het gesterf, maar as u hier was, het sy geleef. Lazarus wat 4 dae dood was, staan met 1% geloof. 'n lewende verhouding met ons Here Jesus Christus veronderstel vandag dat ons in hierdie wêreld kan ingaan met die wete dat ons verbind is met 'n God wat groter is as enige uitdaging. Daarom sê Sondag moet jy verstaan, jy het 'n roeping op jou lewe. Omdat jy gehoor het, omdat jy gesien het, en omdat jy in persoonlike aanraking met ons Here Jesus Christus gekom het, jy word gestuur in hierdie wêreld in. Die beeld van die deur, die oop deur, kom maak ek meer klaar wanneer ek sê, wanneer ons opstanding Sondag oordink, wanneer ons dink aan die leë graf en aan dit wat die engel gesê het, kom maak ons die deur oop vir ander mense en ons sê, kom kyk. Kom sien wat ons het, kom beleef wat ons beleef het. Die genade van ons Here Jesus Christus is vir jou bedoel.
Aan die einde van die dag het Jesus toe sy disippels, sy broers vooruitgegaan na Galilea toe, en toe het hy vir hulle gesê, met dit wat julle gehoor het, dit wat julle gesien het, en dit wat julle aan my gevoel het, gaan dan na die nasies toe, en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle. Leer hulle om alles te onderhou ek julle beveel het, en onthou, ek is by julle al die dae, tot die volëinding van die wêreld. As jy een boodskap hoor vandag, hoor net dit. Die Here roep jou om te hoor, te sien, te ervaar, sodat jy vir ander kan wys. Genade is vir jou ook bedoel. Ons bid saam. Here Jesus Christus, wanneer ons bely genade is genoeg, herinner ons onsself daaraan dat sonder genade sou ons niks gehad het nie. Ons sou nie eers hier gewees het in die wêreld as dit nie vir u genadigde bedoeling was nie. Here Jesus, u het die wêreld geskep met die een enkele rede om u liefde te deel. Ons deel in daai liefde. U het ons gemaak om in 'n verhouding met ons te staan, sodat ons daardie liefde weer kan gaan deel daar buite. U roep ons. Roep ons in die eerste plek om nader te kom aan die hart. Roep ons in die eerste plek om nader te kom aan die hart. Om daardie liefde in intensiteit te kan beleef. En om so ook ander mense te nooi om daaraan te deel. Wanneer ons dink, Vader, aan die gebruik van die nagmaal, ons nou beweeg, die tafel wat vir ons voorberei is, die uitnodiging wat gemaak word, dan getuig ons daardie genade is vandag vir ons sigbaar. Wanneer ons deel in die gebruik van die wyn en die brood, sien, mag ons hoor, dit is vir ons bedoel. Vader, Here Jesus, mag ons daardie getuienis wat u vir ons gee, ook gaan uitdra daar waar ons kom. Dankie, Here Jesus, dat u genade vir ons elkeen is, geag van wie en wat ons is. Amen. Ontvang nou die seën van die Here, en onthou, hy stuur jou na hierdie wêreld toe. Die liefde van God die Vader, die krag van die Heilige Gees, die genade van Jesus Christus gaan met jou heen. Ontvang daardie seën, eien toe. Bære dit diep in jou hart, gaan leef dit. Verkondig dit daar waar jy kom.